Goeiedag en welkom hier by Inspireer. Lekker om saam met jou te kuier. Weer eens, dankie vir daai likes en daai shares van jou. Ons geniet dit. Ek hoop jy het 'n amazing naweek wat vir jou voorlê. En as jy op die pad is en jy reis nie weer heen, dan mag die Here jou veilig hou en jou veilig weer terugbring en mag jy lekker rus en ontspan. Ons is besig met die tema hou aan hardloop en ons kyk hoe kan ek en jy aanhou om hierdie wedloop te hardloop. Hoe kan ek en jy die tweede helfte van hierdie jaar van ons beter maak as die eerste helfte en hoe kan ons, ek wil amper sê, leer uit ons foute uit, leer uit die dinge uit wat ons vasgehou het en hoe kyk ek en jy vorentoe. En vandag se tema is hoe hou ek aan om goed te doen vir mense. En soms gebeur dit dat ons probeer goed doen en dan voel ons dat ons intensies of dit wat ons doen, ons ontvang regtig stank vir dank. En ons beleef dit baie keer wanneer ons iets probeer goed doen vir mense en dan bars dit in ons gesig. Ek praat met hoeveel mense wat sê hulle probeer gee vir mense en dan kom hulle agter daai mense verkoop dit. Daar's mense wat mense langs die pad help en dan sê hulle maar hulle kom agter daai ons vat daai geld en dan gaan koop hulle wat ook al daarmee of hulle verkoop die goedjies wat hulle gekry het. En baie keer voel ons doen goed vir mense en ons ontvang nie noodwendig 'n dankie of ons ontvang nie noodwendig ek wil sê dankbaarheid in mense se optrede nie. Ek het nou die dag 'n deur vir iemand oopgehou en in steede dat die dame net sê dankie of net aangaan, kry ek so snaakse kyk van hoekom doen jy nou dit? En dan stap ek al weg en dink ek wil nou nooit weer 'n deur oophou nie, maar dis presies wat die vyand wil hê. Hy wil hê ek en jy moet aanstoot neem vir die basiese eenvoudigste goedjies. En dis gelukkig nie hoe my ouers my groot gemaak het. Ek sal aanhou deure oophou al vir ons wie vir my. Dit is maar net die ingesteldheid wat ek het. So mag ek en jy aanhou om goed te doen. Paulus kom praat met ons daaroor in Galasiërs 6 vers 9 tot 10 en hy sê, kom ons hou aan om goed te doen. Dit is presies wat die Here wil hê. Dan sal ons op die regte tyd ons oes van hom ontvang. Terwyl ons nog tyd oor het, moet ons elke geleentheid benut om goed te doen aan almal wat op ons pad kom. Veral aan ons broers en susters in die Here. Hulle is ons bloedfamilie. Paulus sê ek en jy moet nooit moeg raak om goed te doen nie. En dan kom sê hy, elkeen wat op my en jou pad is, moet ons goed aan kan doen. So ek wil vandag vir jou sê, moenie laat die duiwel jou in 'n struik vang en vir jou sê, ag wat help dit tog om goed te doen vir mense. Mense gaan jou net in die rug steek nie. Jy weet, nêrens in die Bybel sê Christus ons moet mense vertrou nie. Hy sê ons moet mense lief hê. Nêrens in die Bybel nie. Inteendeel, in die Engelse Bybel sê hy, cursed is he who puts his trust in man. Hy sê ons is vervloek wanneer ons geloof en ons vertroue in 'n mens sit. Nêrens sê die Here, hoor jy, vertrou mense nie. Maar hy sê, hê mense lief. Hy sê, help mense. Hy sê, wees 'n Samaritaan, 'n barmhartige Samaritaan vir mense. Hy sê, reik uit na mense, hê mense lief. Bid vir die wat ons vyande is, seën die wat ons vervloek en vervolg. Dit is Christus se hart vir my en vir jou. So mag ons ingesteldheid nooit wees my verlede nie, my eerste helfte van die jaar, wat mense my ingedoen het of te nagekom het nie. Mag my ingesteldheid die hier en die nou wees. Wie het die Here vandag op my pad gesit? Wie kan ek vandag 'n hand na uitsteek? Wie kan ek vandag help? En ek glo, maak nie saak hoe mense my hanteer nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Christus verwag van my om aan te hou goed doen, om aan te hou help. Mag ons daai gesindheid inneem en mag ons altyd mense hanteer soos wat Christus ons hanteer. Nie soos noodwendig ek in my kop het mense met my hanteer nie. Mag ons mense lief hê, mag ons aanhou om 'n hand uit te steek, om drukkies te gee, om lief te hê en om te help. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het om te kan dien in u koninkryk. Here, dankie dat u ons vertrou en wil gebruik om 'n hand uit te steek na ander. Dankie dat u ons wil gebruik, Here, om 'n verskil te maak in die lewe van mense. Here, u roep ons om sout en lig te wees en Here, dis ons begeerte om presies dit te doen. En ons vra, Here, dat u ons sal lei, dat u ons sal help en sal versterk. Here, en mag ons niks wat met ons in die verlede gebeur het, Here, mag ons niks van dit oordra in die hede in. En dan, Here, bid ek dat u ons oë en ore en ons hart sal oopmaak om raak te sien, te voel, te beleef waar daar nood is. Stel ons in staat, Here, en help ons om vrygewig te wees, om 'n verskil te maak daar waar ons is. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons kuier, jy met 'n fantastiese naweek hê, lekker kuier. Ek sien uit om jou môre weer te sien. Totsiens.